Ons praat vandag oor die siekte van ons tyd. En dit is depressie. Eintlik iets waaroor ons al lankal moes gepraat het. Want dit kom so algemeen voor. In my bediening as predikant is dit dan ook een van die mees algemene dinge waarmee ek in aanraking kom. Dit is 'n baie ou probleem. Dit is 'n probleem wat so ver teruggaan soos Genesis 4 in die Bybel, daar waar ons die verhaal lees van Kain en Abel. En dan lees ons in hoofstuk 4, die 6de vers, dat die Here vra vir Kain, hoekom hang jou hoof? En dit is baie tipies van neerslagtigheid, en dit is 'n hoof wat hang. So in Kain se geval, was dit dan ook gewees dat sy depressie gelei het tot ander dinge. In sy geval het dit selfs gelei tot moord. Maar by die meeste ander mense lei dit weer tot allerlei verslawings wat ons dan ook in ons samelewing kry. Ons het situasies waar mense in hulle eensaamheid en in hulle neerslagtigheid en hulle teneergedruktheid, hulle wend tot allerlei metodes om met daardie gevoel oor die weg te kom. Party mense kry vir hulle 'n hondjie om hulle eensaamheid te verlig. Party mense in hulle ouderdom en selfs in hulle jong lewe begin hulle al tot pille te wend. Een lidmaat wat ek gehad het verwys na die kalmeerpilletjies. En natuurlik daardie middele is ook dikwels baie verslawend, soos enige goeie dokter ook vir jou sal sê. En dan is daar die ou bystand vir depressie en neerslagtigheid, senuweeagtigheid, angstigheid, en dit is daardie sigaret, daardie nikotienstokkie of die kankerstokkie wat ons hom ook maar kan noem, want sy langtermyn gevolge op die gesondheid, dit is nou al oor en oor bewys. Ander weer sal hulle wend tot drank, en daar het ons ook al die vreeslike gevolge gehad van drankverslawing, en ons nog steeds in ons samelewing daardie gevolge. Een van die middele wat baie vroeg aangewend word om neerslagtigheid te bowe te kom, boonbehalwe die wat ek nou al reeds genoem het, en dit is om te begin eet. Jy eet, en in die oomblikse genot wat jy put uit die etery uit, daaruit kry jy in 'n mate dan verligting. En dit op sy beurt het natuurlik ook weer baie slegte gevolge. Dit is 'n probleem wat baie wyd verspreid is, baie voorkom, baie meer algemeen is as wat ons self sal wil erken. Dit is 'n probleem wat dikwels weggesteek word, en dit is ook 'n probleem wat in baie gevalle lei tot selfmoord. Mense kan naderhand nie meer daardie swart hond in hulle lewens kan hulle naderhand nie meer hanteer nie. Hulle kan naderhand nie meer daardie wolk van neerslagtigheid wat oor hulle kom, kan hulle nie meer hanteer nie, en dan neem hulle hulle eie lewe om daarvan weg te kom. Ek het nie veel raad vir enige iemand wat ander middele soek nie, en ek wil ook nie uitspraak lewer oor al die ander middele, veral die pille wat dokters voorskryf nie. Maar wat doen die gelowige? Want gelowiges kan ook neerslagtig raak. Ons lees dit ook in die Bybel op 'n hele paar plekke waar dinge net te veel geraak het vir gelowige mense. Koning Dawid het baie keer as mens die psalms lees, dan sien ons dat hy het ook
tye gehad waarin hy neerslagtig was. Die apostel Paulus lees ons in die boek Handelinge en daar in die 18de hoofstuk hoe die Here self hom moes kom vertroos het en hom versterk het in omstandighede wat vir hom baie te neerdrukkend was. So wat doen die gelowige wanneer hy daardie donker wolk oor hom sien saampak? En ek dink ons het die beste antwoord daarvoor in Psalm 42. Iets wat in die Here se woord voorkom wat vir ons eintlik 'n voorskrif is. En dit is dat jy met jouself moet praat. Praat met jouself. Psalm 42 leer ons dit. Daar praat die psalmdigter met homself. O my siel, jy praat met jou siel en jy sê, o my siel, waarom onrustig? En wat buig jou neer in my? Hoekom is jy besig om hierdie gedagtes te vertroetel? Dink aan die Here se genade, sê Psalm 42, en dink daaraan hoeveel keer in jou lewe die Here sy besonderse genade aan jou bewys het en hoe hy dit weer sal doen. En ek kan myself geen beter raad voorstel vir hierdie toestand van neerslagtigheid, van depressie, as juis dit nie. Praat met jouself.